You can take it to the rain. You can make it through the fire. You can make it through the pain. And though you wait your arms fair, there's a purpose there. So you bring me through it all. Oh, so you bring me through it all. Oh, amen. Kan ons hier amen. Groot in die mooie naam van ons skoon Jesus. Ek wil net weer eens vir alle vroue, alle moeders, geseënde Moedersdag toewens. En vir julle sê ons waardeer julle. Ons lief vir julle. En ons weet en ons verstaan ook dat sodat julle in ons lewens maak nie saak waar jy is dat dit sal baie moeiliker wees vir ons as mans en jong mense om 'n bestaan te maak as ons nie vir julle in ons lewens het nie. So ons is die Here te dankbaar dat hy vroue in ons pad gesit het as verskillende figures, soms as moeders, soms as pleegmoeders, soms as stiefmoeders, soms as moeders in die gees, geestelike moeders. Nou ons is vir die Here dankbaar vir u se bydrae tot ons lewe. Kan ons die moeders in ons een kant dan wil ons ook vir hulle wat vanoggend die moeders het nie ook encourage waar die Here ook sê dat hy sal self in julle sorg. Ek weet as my ook sitte daar wat die remind word aan die moederliefde wat die nooit kan vergeet nie. En dit maak nie saak of jou maag wees het, maar daar is ek het gister gehoor dat voordat die baba gevoed gewees het, die eerste sound wat die baba gehoor het, was die hartklop van die se moeder. Amen. So, as het altyd die sound van die hartse moeder, die sound van die hartse moeder was die eerste klank wat die baba gehoor het. En dis hy connection, geestelik, né? En dis ook dat sometimes vir moeders seer is as kinders hulle moeders te leesstel, van die divine connection, voor baba nog oor gepraat het, voor jy enige ander klanke gehoor het in die wêreld, voor jy enige ander stemme gehoor het, was die hartklop van sy moeder wat hy gehoor het. So vir alles wat nie vandag hier nie, ons bid vir julle en ons vertrou dat die Here vir julle ook hierdeur gaan dra en weet dat die Here julle ook lief, né? Ek was gister by 'n funeral waar hulle 'n grootmoeder begrawe het met sy drie seuns, ja. Hy en seker een van die hoogste areas en plasies. En hy moeder het daar geloof gehou. Hy moeder het daar feit gehou. Hy kinders het hy maar so te lewe gestel, maar hy altyd vasgehou aan die Here, né? En so ons nou die song sing, hy sê, while you worship, God will bring you through it all. Because worship het die manier, né? Ek het nooit daar gesê, there's a change taking place when we praise and worship. And sometimes, as hy nie geld vir die moeders wat het nou baie swaar kry, nee, daar is nie geld om na sielkundige te gaan nie. Daar is nie geld vir pille nie. Nee, maar let me tell you, while you worship, dit is the best medication vir enige moeder wat deur iets gaan wat heavy is. Hier sê the rain will last forever, the storm will pass over,
En hy sê, but why you worship, terwyl jy bid, die ding is, terwyl jy bid vir jou kind, is God besig om jou gesond te maak. God is besig om jou te heel. God is besig om jou nuwe idees te gee, om vir jou kind in te tree, jou kind te cover. So, jy het miskien nie geld, jy het hy las, hy moederlike las, hy natuurlike moederlike bekommernis, wat op jou druk, maar jy het nie geld om het uit te praat by jou sielkundige. Leer dit by die altaar van die Here. En te midde jy aanbid, so is God besig om jou te restore. So mag die Here julle seën en mag die Here julle bemoedig. Ons is vanoggend in Exodus 4 en ons moet iets praat van die vroue. Exodus 4, ek moet 'n bietjie diep huiswerk gaan doen. Ek wil al die visitors groet vanoggend wat hier is. Amen. Die wat vir die eerste keer hier is, die Here seën vir julle saam met ons. Amen. Bly dat julle saam met ons kan wees. Ek sê dat Exodus 4 en dan kan ons vers 24 tot 27, dis het vers 24, vers 27. Ek wil ook om Saas en dit wees op sy verjaarsdag, ek sê om Saas is slat in sy soet, amen, pensel, strijd, Saas, amen, mag die Here kom Saas seën. Vir die wat nou nie by die funksie uitgehou het laas, vrydag aan, dit is belangrik, jy moet altyd bly om die seën van die Here te ontvang. Dankie Lisa kry dit, amen. Toe ons die seën van die Here uitspreek by die funksie, toe kom ons saam met 2 koeke in. Jy moet altyd daar betek mense net te vroeg gaan by. Jy kan nog kies tussen die kalers. Saam sê dit is wel paaste. Dit is wel paaste. Ja, kom saam dankie sê. Ek kan nog nie proses om saam sê. Amen. Ek kan net die liefde van saam sê. Saas het met 2 keer opgelees, later ek met geskenke. Ja, Saas glo ek met verpaaste bles. Amen. Kan ek het my adere sê? Ja. Saas glo ek met verpaaste bles. Verpaaste se birthday. Saas ek vir jou volgende maand weer. Ja, weer. As ek 43 in 'n maand. Amen. In 1 maand. Amen. Want dit moet dankie om Saas en mag die Here u seën. As u Exodus 4:24 dit sê amen. Amen. Ek wil dan skoolpastor die coach vir ons langlas vir hulle gesien saam met ons soos my vrou het hulle besig met studies, maar as ek bly op hulle vanoggend hier te hê. Reg. Engels lief voor. En op pad in die herweg en op die pad in die herweg het die Here met hom teëgekom en wou hom doodmaak. Dis nog Moses. Toe neem Sephora 'n skerp klip en sny die vooruit van 'n seun af en gooi dit voor sy voete, dis Moses se voete, en sê waarlik hy is my bloedbruidegom. En hy het hom laat staan. Toe het sy gesê bloedbruidegom met die oog op die besnydenis. Amen. Vers 25. Toe neem Sephora 'n skerp klip en sny die vooruit van haar seun af en gooi dit voor sy voete neer en sê waarlik hy is my bloedbruidegom. Klink 'n bietjie snaaks, dis worse, maar give me a few moments to explain it to you guys. Amen. So wat ons in gedagte hou is dat Moses in die einde van Genesis vlug Moses vir hy is bang hulle gaan hom gevange neem. Amen. Hy die Egiptenaar doodgeslaan. And Moses most wanted in Egypt. Amen. Sy identity het begin wys. Hy is actually die kleinseun van Farao nie, maar sy bloed is die van 'n Israeliet, 'n Hebreëse man. So Moses, hy vlug en hy kom in die woestyn Midian. En terwyl hy in Midian is, gaan hy by die put. Hy is by 'n put van hy weet is by die put waar hy 'n nuwe lewe gekry. Amen.
Hy lê by die put en hy wag, want hy weet as hier wat hy nuwe lewe gaan kry. Die rede hoekom hy dit verwag, want hy weet iemand moet kom water haal by die put. Amen. Terwyl hy by die put was, kom maar dogters uit, maar die dogters, nee, susters, hulle is bang van die skaapboere in die streek het die put is amper soos ons government is. Ek wil nie sê nie, maar hulle monopolize, that's the word, ja. Hulle het die put gemonopolize, meaningly hulle het besluit wie kry water en wie kry nie water nie. En was nie hulle water nie. Ons government maak ons nou so ook, nee. Hulle monopolize alles, nee. So terwyl hulle daar is, was die vrou bang by die put te gaan, maar Moses, met die hulp van Moses, kon hy hierdie veewagters verdryf en hy kon aan hierdie vroue water gee. En die vroue sê hom kom saam met ons na ons pa se huis toe. Hy gaan toe saam met hulle en hulle kom by die priest van Midian uit, Jethro, dankie, vrou van die Here. En dit was actually Jethro se dogters wie Moses gejaag het. Een van hierdie dogters, nee, was ook mooi soos my vrou. Amen. En Moses vang haar oog. En haar naam was Sipora. Nee? En hy raak verlief op Sipora en hy bly in die huis van Jethro en hy trou met Sipora. Amen. Nou moet ons aanhou, tussen Moses en Joseph was daar 'n span van 400 jaar. Ten 400 jaar is daar 'n span. Meaningly, Moses het nog nooit vir Joseph gemeet. Amen. Joseph is die een wat hulle in Egipte bring. Amen. Hy is die ou wat hulle in Egipte bring, maar Moses, daar was 'n kans dat hy met Joseph kon gemeet. Daar's te veel jare tussen hulle in. Amen. So daar is een beetje om my punt te begin staan vir julle. Die tweede wat ek wil aanhaal, is dat Moses raak in die huisgroot van Farao. So, terwyl hy as 'n tienerseun opgroei tot man toe in die huis van Farao, nee, het hy die kultuur van Egipte aangeleer. Egiptiese kultuur, taal, alles aangeleer, education, alles aangeleer. En hy het soort van tussenin beginne afskaal van sy Egiptiese op sosiale wys, né? Sê, of godsdienstige wys, het hy beginne afgaan totdat hy God encounter. En dit so sterk op hom lê dat sy mense van wie hy deel is, hy lewe lekker, maar sy mense kry swaar. Hy voel dit is nie reg nie. Tot daai met hom happen, was hy maar heeltyd 'n Egiptenaar. Amen. En toe Moses tot besin kom dat hy is actually 'n Israeliet en hy maak die ou dood en hy vlug. Né? En voor hy vlug, toe sê hy vir sy broers, hoekom beklei julle met mekaar? Sy nou nie sy biologiese broers nie, maar sy broers vanaf sy huis. Sy broers het hom weet jy om vir ons te sê. Sy word nou die dag aan Egiptenaar doodgemaak. So Moses, net daar besluit hy reject die ouens man. Ek wil julle help, ek wil vir julle iets sê, maar hoor wat sê julle nou vir my. Amen. Ek probeer julle help, maar hoor nou. En Moses, hy maak klaar met Egipte. Amen. Moses maak klaar met Egipte. Moses wil niks meer te doen hê met Egipte nie. Hy vind dat hy al die jare alleen geleef het. Hy's groot gemaak in 'n huis wat hy nooit moes groot gemaak geword het. Hy wil niks meer met Egipte te doen hê nie. Ek weet, daar sometimes waar ons so voel, né, dat sy vind uit dat al die pad alleen sy's in 'n leen groot gemaak. Sy's in 'n leen groot gemaak, wat sy geleer was oor die jare, was al die pad aangeplakte goed, net om jou goed te laat voel, sy voel, nee man, dis 'n klug gewees, nee man, dit was, ja, regtig maar, toe ek hier, so julle dit nooit bedoel nie, al die goed, wanneer sy op 'n punt kom, waar sy iets wil reject, dan kom al die goed na jou toe,
Sy gaan terug in die finance in terug en sy sê, joh, so toe ek 10 was en toe actually, daai geskenk was nooit my geskenkie, hy was eintlik iemand anders se geskenk, hy een was maar net daar en toe gee vir my, en ek het al die pad gedink, dit was myne gewees. Nou moet ek, jy weet maar wat rejection is, né? Of as jy nie rejection, dat iemand jou rejection, wanneer jy iets reject, dan kom al die thoughts op. So Moses besin hierdie ding, jy sê, maar hulle het my, ja, hulle kan my mos maar raak, hoe het in die huis man, dat ek saam met broers, jy nou, ander goed. So Moses reject, hy reject Egypte, en hy haloop na Midian. Ek wil vir u sê, dat wanneer God 'n call op jou lewe sit, né? Sy kan maar haloop, you can run, but you cannot hide. Amen. Sy kan haloop na water, of sy kan even na tip toe haloop, of na 'n dagapyp toe haloop, of sy kan maar haloop Kaap toe. As God 'n call op jou lewe gesit het, you can run, but you cannot hide. Moses haloop weg, hy haloop myle weg, hy wil niks meer met Egypte te doen hê nie. Ek weet daar sometimes, many a times, God het calls op ons lewe gesit, het ons gemerk vir 'n sekere job. Ek het 'n paar weke teruggebring. Nie ons purpose nie, sy purpose. God het iets op jou lewe gesit. Jy reject alles, want jy was te leeggestel in jou poging om iemand te help, en jy gooi die land in, en jy voel ek is maar klaar met die Here op. Ek wil niks meer, ek is niks. Julle praat nie meer met my van dit, die bekering, kerk, julle, amen, ek voel sy praat saam met iemand vanoggend, amen, ek is niks meer met dit te doen nie, ek wil niks meer, moet nie die mense nie, moet niks meer, ek haloop weer, is nie 'n beter mykie man van die Here, ek is klaar, ek is weg, wat op sy, terwyl hy weghaloop, kyk die ding is, ek wil nie te lang gebou nie, sy haloop weg van die Here af, hoorie, maar sy gaan nou toch inhaloop, sy gaan nou vasthaloop in God. Nee, sy haloop jou vast in God. Iemand het in die week gesê, die ou het 'n uit gevang, die wat nog geroeken, dan gaan sy mos oor die 7de hemel in. Nee, jy gaan mos oor die ander hemel in. So maar in die 7de hemel, toe verskyn God aan hom. Nee. God sal jou voorkeer. Nee. Sy gaan die in 'n diep in, nee, sy besig om weg te dous. Nee, dis lekker. Nee, hier by die 21st party. Oh, dit is so lekker. Dan jy sal sommer in die kerk mense inhaloop. God haloop jou in. Hy keer jou voor. Nee. Hy keer jou voor 'n maakie saak. Jy kan op die rugbyveld, jy kan in die skole. Moses probeer weghaloop, want God het 'n call op hom. Hy haloop hom in God. Hy haloop hom in die brandende bos en God die koop hom. En na daai ontmoet hy die vrou. Nee, eers die vrou gaan dit in die brand. God, nou begin Moses te besef, okay, I'm called for purpose. Wanneer ons hoofstuk 4 lees, die hoofstuk 4 begin hoe God met Moses deel om vir hom te sê, ek koop jou nou, nee, ek koop jou nog, ja, ek koop jou nou, om terug te gaan, om vir Farao te sê wat ek van hom verwag, hy moet my mense laat gaan. Moses, in die hele hoofstuk 4, tot nog voor vers 24, is Moses heeltyd besig om verskonings uit te dink. Ek wil nie gaan nie. Ek wil nie gaan nie. Moses is heeltyd, praat ek weet in die mic ook, sien nie maar voor in my. Hy is heeltyd besig om verskonings uit te dink. Hy wil nie gaan nie, hy gaan nie. Hy is heeltyd, hy kan nie praat nie. Die Here sê vir hom, sien hy stap van jou, hy is heeltyd, Here nee, en hulle praat, en die vrou Sephora, amen, Sephora is te midde hierdie ding. Sy sien hoe God besig is met Moses. Sy sien hoe God besig is met Moses. Nee. Sy sien hoe God besig is met Moses. Ek weet nie of jy al in 'n vertrek gewees het, of in 'n kar gewees het, of in 'n verhouding gewees het, of waar ever gewees het.
Want jy sien die Here is besig met iemand, maar nie met jou nie. Nee? Jy sien die Here in die persoon se lewe iets wil doen, maar die persoon, hy het alle verskonings. Nee? Jy sien, ek staan buite die gesels wat God het met my vrou. Ek staan buite hy gesels. Miskien sê my vrou, die Here wil my nie los nie. In die nagte kry ek drome, die Here wil my nie los nie. Ek sien net goed en ek hoor net goed. Maar ek staan buite die kant die geselskap, maar ek sien die interaction, en dit is waar Sapora is. Sy is buite die communication tussen God en Moses, maar sy sien dat is 'n intense conversation. Nee? Sy sien is 'n intense conversation tussen God en Moses. En Moses het alle verskonings. Nee, dit kan nie. Dit gaan nie. Hoe dit, nee? En eventually, kyk, dit is sometimes, jy kan ook soos ek sê, as God 'n call op jou het, en sy het die verskonings, en God het die call op jou, sy het die verskonings, sy het die call, God het die call, die verskonings. Later gaat God jou sommer opsin gee. As God, ek meen nie as hy redig, hy bedoel het. So God sê, Moses, kyk die Moses, hou vast. Kom ek gee jou al die obligaties, staf, vat die staf saam. Moses sê, kan nie praat, jy kan nie praat, jou broer. Hoor wat sê God, ek het gehoor, jou broer kan goed praat. Vat jou broer. Nee? Vat so ek tekst lees, was het amper so God was in Israel as 'n persoon. As ek nou in Houston gewees het, en ek gaan Kaap toe, en ek skryf 'n brief of 'n message aan iemand, Houston toe, en ek sê, kykie, ek het gehoor, maar die persoon is so, meaning nie ek was dat in die, maar God sê van Moses, ek het gehoor, jou broer, God is al wetend, so God hoef nie om te gesê het, God kan nie om sê, ek weet, so God moet Moses remind aan wat, in sy vicinity, en hy sê, ek het gehoor van hom, maak 'n kontak met Aaron, van hy praat, en eventually besluit Moses, ek gaan maar Egypte toe. Nee? Ek gaan maar wat God so my gesê het ek moet doen. Amen. So op pad van Midian af, hulle tog van Midian Egypte toe, moes hulle eers oornag. Hulle moes geslaap het. Nee? Moses vat sy hele family, Amen, wat sy seuns, hulle gaan terug Egypte toe, want God het 'n call met hom en 'n afspraak met Farao. Ek wil vir u sê, especially mans, kom ons praat in die algeheel, dat wanneer God jou vir iets prepare, nee, dan gaan dit sometimes kos om jou heeltemal te ontwortel waar jy jou ingeplant het. Nee. Moses het hom gehuisves in Midian. Hy wil niks meer met Egypte gedoen te hê. Sê die Egyptenaars, hy was most wanted en sy eie broers het gedink hy hoef hom hy en byt. Sy eie broers het gedink hy was deel van die Egyptenaars wat hulle af te druk het, verdruk het. So Moses sê, en hy gaan plant, maar omdat God 'n call met hom gehad het, sê God vir hom, ek wil hê hy moet terugtrek Egypte, gaan terug. Hy moet alles wat, sy hele families, moet hy vat, en hy moet terug gaan Egypte, nee, terug gaan Egypte. Op pad terug Egypte, moet hy stop by hierdie, in Engels sê hy, it was an inn, like a motel of a bed and breakfast, in the Dagse language, of in die oud daar, daar was 'n herberg, so hy moet geovernight daar. Nee? En is in hierdie overnight, by die inn wat God sal met hom deel, aangaande sy call, wat God meen het rede. Ek wil vir u sê, dat moet nie die roeping, sommer ligtelik opvat. Moet dit nie sommer so lightly vat nie. God het jou redig geroep vir 'n spesifieke call, het jou redig, jy is nie net sommer by chance hier nie. You are here to make a difference. God is hier, het jou gecall om 'n difference te maak.
Sometimes voel ek is die persoon vir die job nie. Sometimes voel ek is die persoon wat die difference moet maak nie. Sometimes voel ek is in 'n verkeerde plek. Het God nie miskien 'n mistake gemaak, maar God het nie 'n mistake gemaak nie. God het jou gekom om 'n difference te maak. En nou daar was oor 'n 500.000 verdrukte Israel people in Egypte. God called a single person, Moses. En ek wil vir u sê, u is miskien in 'n groot family, 'n uitgebreide familie, nee? Maar God call vir jou om 'n change te maak. God call vir jou, of dit miskien by die skool is, of dit miskien in ons community is, hier's klomp hostenis, maar God call jou om 'n change te maak. Ja, en miskien klomp mense in jou straat, of whatsoever, almal lewe net soos hulle wil, wat sy voel, dat kan nie ek wees nie. Ek kan nie eens praat nie, ek kan nie eens dit. Maar as God jou call, is dit ook onregverdig, nee, sal ek sê, as jy inferior voel, dat God nie vir jou support gee. Amen. Ek is inferior, but I don't have the support. Dit is een van die redes, dit is een van die redes, hoekom baie mense die tyd los. Want hulle voel, God het hulle gekom, maar hulle het nie support. God het hulle geroep, maar daar sit hulle samen ondersteuning. En vir hierdie rede los mense die tyd. Hulle sê nee, ek gaan nie voort nie. Ek gaan nie voort nie. Snaaks genoeg, toe Moses alleen is, hy is weg van sy familie af, hy is weg uit die paleis uit, hy is weg van die Egyptenaar uit, en hy kom by hierdie vreemdeling met die naam van Jethro. God plaas toe as 'n pot op sy lewe. 'n eenvoudige vrou met die naam van Sephora. Ek wil ook vir u sê, hoor mooi, jy moet ook let, as daar iemand alongside jou kom, van wie af kom. As ons kyk, hierdie vrou, haar pa was 'n priester. Maybe sy het 'n bietjie godsdienstigheid in haar gehad. Jong meisies, jong mans, let op wie langs jou inskakel. Kyk op die persoon se agtergrond. Moenie dit vat nie. Amen. Het die persoon 'n bietjie godsdienstigheid in hierdie persoon? Ken jy die persoon se ouers? Ken jy? Daar was Moses het 'n verhouding met hierdie dogter se pa gehad. Dat het vir makliker gemaak om saam met die vrou te koppel. Amen. Ek wil dat jy vandag sien hoe die lewe is wat jy vandag doen by is. So, fast forward. Moses kom by hierdie team. God is besig met hom. Hy het hierdie verskoning. Hy dien met God, God dien met hom. En toe hy besluit, hy gaan het doen vir die donkies. Hy gaan met hom. En God vir hom sê, net op die moment toe hy besluit, soos die Ingrid, ek gaan met hom wat die Here verlang. Toe raak die Here kwaad vir hom. Sy breek kontak. En die Here sê, ek gaan vir Moses dood maak. Jy moet mooi gaan lees. Want net toe Moses besluit, hy gaan dit ook doen. Toe sê die Here vir homself, ek gaan vir Moses dood maak. Dit is baie belangrik vir ons, as paat, especially vroue. As u sien, God is as u sien, God is besig met my, en my kop is op 'n ander plek, dan moet jy ook sien, jy moet nou, dat God se raad is besig om te ontvlam op my. Hoor jy wat ek wil sê? Is jy met my? Is jy met my? Dit is belangrik vir my, help om te kan sien, my man gaat ons hier afvolging in. Want God is besig met hom, maar hy is dat koppak, sy ego. Is jy met my? So Sephora, en amper soos hy het gehoor, toe God met homself praat. Ek gaan van Moses kom, af van Moses gee my 25 vrees om te verduidelik, hoekom ek hom gekol het.
om by vers 23 te sê, hy wil nou gaan, ek is nou ver op van Moses. Sien met my? Die rede hoekom God van Moses, hoor, die rede hoekom God van Moses, is dit Ingrid Arendse, en die 3 eentjies met weer plek, die rede hoekom God van Moses wil omgebring het is, Moses, wat Egypte toe gaan Jonathan, met seuns, wat nog nie besny is. Amen. Ek hoop jy gaan sin maak vir julle. Moses wil teruggaan aan die kol, nee, wat hy nie wil gewies het nie, wat hy gereject het, wat hy verstoot het, hy wil niks meer in Egypte gedoen het nie. Hy moet teruggaan, maar hy gaan nie recht terug nie. Dat jy met my. Moses en wat besluit is in het Arendse, toe hy klaar is met Egypte, hoor mooi, hy gaan ook nie meer die Hebreëse rit so ons volg nie. Hy gaat nie meer sy seuns, van hy wil ek is klaar. So, hoekom moet ek nog doen? Ek voel ek is afgesny van Israel af. Hoekom moet ek nog doen met hulle godsdienstige rit so julle? So Moses besê, hy gaan sy seuns nie besny nie. Snaaks genoeg, ons kom met huishoudings uit, ons allemaal in Hosten, waar ons in die sonneskool groot geraad het, waar ons jeuggeloop, waar ons blootgestel gewees het, of het NG, VGK, of het St. Andrews gewees het, ons kom met kerke uit, nee, nou is ons groot mense, wanneer nou sê ons kinders kan maar doen wat hulle wil doen. Julle hoor wat ek sê. Amen. Ons voel, ons kan kerk toe gaan en die kinders is hulle is verantwoordelik vir hulle eie godsdienst. Dit het Moses vir ons, dis ook al Moses, dat hy nie nood gesien het om sy seuns te circumcise. Ek, as right, ek is klaar in elk geval. Because vandag sê, die kind, mami was bekeer, hoor so, daddy was bekeer jaren terug. Daddy en mami was jaren terug bekeer. Daddy en mami hulle raak vervreemd van die Here af. Wil nie die ander woord gebruik, aanval af. Na 10 jaar bekeer, die kind, daar, mami en daddy is bekeer. Dan sê die eindste mami, sy hoef nie vir jou te laat doen. Sê hulle met my, sy hoef nie. Die kind weet nie eers, miskien mami, kom met 'n godsdienstige lewe uit, want mami, die kind sê nou mami nou en ander, miskien was hy mami jong gewees toe sy haar bekeer. Maar die rejection, toe hy mami seer gekry het, en sy het God verstoot, en gereject, ek wil niks met die kerk doen nie. En so, 'n ding in 'n opgebouw, toe die kind bekeer, dus sy hoef nie vir jou te laat doen. Ne? Ek weet dat ek in jare terug, het ons saam met mense gedoen, wat ouers, maar die kinders nie doen het, bekeer het, ouers, sy hoef nie dit te doen nie. En Moses is in so'n geval. Hy ek sê as die kinders is fijn. En dit het God teen hom gehou. God het het teen hom gehou, dat hy nie sy kinders bekend gemaakt het, waar hy vanaf gekom het. Amen. Maar ons dank die Here vir 'n Zipporah, 'n vrou van min woorde, maar van understanding. Toe sy sien dan, God gaan ontvlam teenoor Moses. Wie sê wat maak hy? Sy vat hy seun, dis die engel, en sy besluit, self die seun. Sy doen die job wat die man moes gedoen het. As jy met my, ek weet die rede interfeer nou, maar ek trust een, dat gaan deurkom. Zipporah doen die werk wat Moses moes gedoen het. Dit was Moses se job gewees om sy seuns te besny. Dit was sy job gewees om die voorbeeld te gestel het en hulle te remind die verdrukking waar hulle voorouders moes gelewer het. Sometimes kom ons op 'n punt van waar ons al ryk is, Moses, hy is nou afgesny van Egypte af, hy is al ryk. En dan try hy dit te los, waar vandaan sy kom, te vergeet. Asof het nooit bestaan het. En maak my so kwaad, as hy iemand groet, en hy persoon wil nie groet nie, asof jy nooit nog 'n verhouding gehad het, 'n paar jaar terug. Dan moet jy myself kyk hier, want ook Gabriel my groet.
Ons ken mekaar hoe lank al daai tyd. You understand? Sometimes ons kom ons op so 'n plek waar ons so uitgesort is, we intend to forget waar ons vandaan gekom het. En ons dra dit nie oor aan ons geslag nie. God kan Moses nie gebruik het. Van God het in elk geval ingestel om deel te wees aan hom. Moes daar 'n covenant relationship tussen die manlike en God gebeur het. En Moses het die covenant relationship aan sy seuns oorgedra. Dit kos 'n vrou om wakker te gewees het. Nou die Bybel sê, of history sê, as dat God vir Moses dood sou geslaan het op 'n slag in Moses se corresponds met God. Die historien sê, het Moses al sieker geword. Kopseer, hartkloppings. So, in elke keer wat hy God gereject het Moses een gesond afgeneem. As hy met. So die vrou te sien, Moses het al sieker geword. Weet jy wat kronies was, of wat suiker gewees het. En die rede, toe sy die seun sny, ek het gelees, nee, hulle sê, jy kan in iemand se voete sien, en bepaal wat die type siek hy het, dit is nou ou mens raad. As jou voete geswel is, dan is dit water. As jou voete blauw trek, is something. Jy kan in iemand se voete sien, en wat 'n kwaal is besig om te gebeur. Is jy met die groot mense? Amen. Soos dat jy sê, jy kan in iemand se voete sien, you know, wanneer dit blauw swel, whatsoever. So Moses het 'n kwaal onderlede gehad, wat hom aan sy voete bied gehad het. Dat het sy pore gekos, om vinnig te sien. Sy sny die voorheen van haar seun af, en waar sy die voorheen van sy? By sy voete. Die Bybel sê, en toe sy dit by sy voete sit, toe raak hy onmiddellik gesond. Nee? Moses, sy vrou sê vir hom, sy is my bloedeggenoot. Want sy was so frustreerd oor die man. God is besig om te deel met die man. God is besig om die man op 'n level te sit waar hulle nooit sy naam sal vergeet nie. Van tot vandag toe praat hulle van Moses, maar hulle praat nie van Zipporah nie. Van Moses moes gesterf word, he was supposed to die in a herberg, né? But till today, even in die Koran praat hulle meer van Moses, but they never talk about Zipporah. The sacrifice, sê hy toe my toe kat, sy moes haar eie seun in pyn gesien het, hoor jy sodat 'n man kan lewe. Sy moes haar eie seun se bloed gevang het, sodat 'n man kon gelewe het. Ladies, there's some sacrifices wat julle gaan moet doen for the survival van julle families. There's some sacrifices wat julle gaan moet doen for the survival van die man-persoon in julle family, whether jou kind is of jou man is. Sometimes gaan jy aan die buitekant staan van die verhouding tussen God en hy persoon. En God gaat eens met jou praten. Van God het nie vir haar opdrag gegee, besny jou man nie. Sy het as in die lyne gelees. Sy het as in die lyne gelees. Sy het as in die lyne gelees. Die man is besig, hy gaat ons hele geslag ombring. Nee? The great Moses. Die Moses wat die see geopen het. Die Moses wat great gewees het as hulle, nee, hy was besig met suicide as die vir Zipporah gewees het. Wat tussen die lyne gelees het. Amen. Jy weet mos, sy mammies, nee, die pa wil net spend, as die geld inkoop, hy wil net spend, hy kom sommer by almal teen die pad, hy deel dit uit, mammy sê, hou vast. Jy kan nie so by almal koop nie. Sy moet vasthou. Daar kom nog donker daar, en pa sê, ek moet nie worry nie, pa, hy worry nie, hy spend net, hy is net die happy go, nee, hy wil net, en as die geld opraak, dan raak hy soos Moses siek. Dan kry hy kos.
tot sy voete skoot. Nee? Maar as mami nie tussen die lyne lees en sê, jy, die job gaan opword, die huis wat pa bou, gaan klaar gebou word. You understand? Hier aan het einde aankom. As mami nie gaat wakker wees, dan gaat die hele huis, alhoewel mami nie self hy mega geld miskien inbring of so nie, dan gaat daar wakker, sê maar as by op, sê maar, altyd tussen die lyne lees. You know, en dan moet het een keer mense en Sapora, het haar seun basically, hoor jy so, gesacrifice, sodat haar man en haar geslag kan survive. Ek wil vir jy sê, dit kost regtig vroue, ek hoop jy krijg die best van dit is klaar, dit kost regtig vroue, nee, kyk, is die actually altyd net, 'n kind, wat jy jou moeder maak. Die krijg baie vroue met kinders, nee, maar dis die moeders, sê met my. Kyk hier, mense krijg vandag kinders net om oorby te krijg. Dis die waarheid. Of hulle gebruik die kind. Sy kan nie maar sê, hulle is 'n moeder in die konteks, as 'n caregiver. Amen. Iemand wat regtig vir homself daar sal plaas vir die survival van die kind. So, vandag is miskien iemand, ek het die kinders, ek val nie, ek kan nie glad nie. As jy die wakkerheid het, van die wat Sapora gegeven het, bring het jou automatisch in die context, ek is ook 'n moeder. Because ek is wakker om te discern, God is besig met ons leven. God is besig met ons leven. Dan mag jy sê, even jong meisjes, sometimes is hy in 'n huishouding, mami en daddy is nie verkeerd nie, dis 'n vrouwelike omgewing in 'n huishouding. Maar sy kan sien, jy daddy gaat vir ons hier, en ek hoor hier, as hier nie iemand 'n sacrifice gaan doen nie, dan gaat ons hele familie in gronde. As die wisdom en die gees van Sapora. As jy dit nog nie het nie, wat jy die son, jy is iets in hy is besig om te gebeur, joh. Jy wag vir die man om wakker te skryf. Van jy glo, die Here praat met jou. Ja, die Here praat met jou, maar die Here laat toe dat jy kan sien. Jy kan nie vir jou man wag, met alle respect gesê. As jy die conversation sien tussen God en die verhouding, die relationship, en jy kan sien hoe harder God praat, hoe verder gaan die man. Hoe harder God praat, hoe verder gaan die man. Of hoe harder God praat, hoe verder gaan die kind reject net God. Dit kos jy om te discern en te intervene. Alhoewel God nie met jou praat as vrou. God praat nie met jou nie, maar God laat toe dat jy sien. You know, sou Moses sterwe, dan is hy hele Moses geslag, die hele geskiedenis sterwe net daar in die herberg. Weet jy wat sou gebeur het? Jethro sou sy dogter kom haal en hy kleinkinders. Van as die man sterf, outomaties gaan dogter weer na daddy hulle toe. So die hele ding sal net daar sterf. Moses sal nooit die groot Moses gewees het, as die vrou nie die sacrifice gedoen. Vroue, julle gaan sometimes sacrifice moet doen, wat sometimes bloed gaan kos. Nee? Sy sê van mans, soort van verergerlik, ek moet nou gedoen het, wat jy moes gedoen het. Sy spreek om aan, sy sê, sy moet my, you was supposed to be my loving bruidegom, maar sy raak my bloedbruidegom, because ek moes die bloed nou laat vloei, as gevolg van dit. There's some sacrifices, ladies, wat julle gaan maak. En daar is al van julle wat al reeds dit gedoen het, ek kan het sien op, baie vrouwe, ek het jare terug, wat het ek kom? Jo, pas, jare terug kom 'n kappel na my toe, in my begin van die bediening, en die man kom en gaan,
En die man kom en gaan. Maar dis hy karakterwys word net so sterk. Jy weet mos mans toe hulle is altyd, you know. Maar ek het aan die vrou geleer, die man geen voor man. En eventually was die vrou sê dat dien. En die man hy gaan dit dien. En eventually was die man, hy gaat het ook weer die Here dien. Toe die vrou klaar 3-4 maanden wat sy dien, sonder hy, sy woensdag aan, hy vrou was aan, sonder oggende, over nog klein kind, ja. En ek sê maar hy vrou, weet jy, sy is die een wat julle family gaat met. So, lees dit in die lyne. Sy is die een wat julle family. Die man kom weer tot kere. En net toe die vrou regtig voete kry in die Here, toe sê die man, ons is klaar met hulle kerk, ons gaat na 'n ander kerk. En hulle move na 'n ander kerk. En waar hy vrou moes hy sacrifice wat doen het. En hoe moes ek kyk jou vas? Ek het besig om dit te vind. Nee? Hou vas. With all due respect sê. Kom ons dien die Here hierso en kom herstel hierso, kom raak gesond hierso, kom dat ek kan, you know, toe gaan sy saam met my man. Hulle altyd met daar geval. Hulle kon sterk God mense gewees. Hulle is ons geskei. Sometimes gaan dit kos dat die vroue, ek wil, dit is 'n Mother's Day message, wat julle gaan tussen die lyne moet lees. God praat met jou man, hy staan in sy, maar kyk hy frequency, wat God besig is om te praat. God praat met jou seun, jy het miskien nie 'n man nie, né? Sy sien, ek het gister saam met 'n moeder gepraat, sy altyd bly vir my te sien, want sy sê, ek gaan 'n kinders moet nog 1 ouderdom. Sy sê, pastor, my seun, ek het hom gesê, ek dink hy het 'n goeie job, 'n baat is hy die beste, sy wil nie wêreld met jou silie skade nie. Sy sê pastor, want hy was ook 'n keer, hy het ook 'n rejection gedoen toe ons die kerk. Maar God is nog steeds besig om te praat. Toe sê ek, weet jy mama, nou staan jy een kant toe, en sy doen die sacrifice. Sy kan sien wanneer God besig is met iemand se lewe. Moenie net 'n side staan nie. Maar wie sou die support? Do the sacrifice and save the family. Vir julle wat in die proses is, wat dit al reg gekry het om 'n sacrifice te doen, nee, I salute you. En vir u wat nog wonder, moet ek intree of net maar dat God en hierdie persoon klaar praat? Ek wil vir sê tree in. Doen die nodige. Doen hy sacrifice. Nee, kom kyk toe, kom bid hier toe, kom wat sodat daar net sodat God 'n connection kan van breek en die man of die kind doodslaan. Maar kom u wees jy daai support wat sê ek gaan intree, ek gaan my eie seun sacrifice. Moslim, wat ewen God het dit gedoen. Van hoe meer God die mensdom nagejaag het die mensdom hier het God gereject totdat God sy eie seun moes gesacrifice het. Amen. As God nie die sy seun moes gesacrifice het, want ons almal bestem vir die verderf. Maar net soos Sephora het God sy eie seun gesacrifice terwyl die mens wat in Genesis 1, hulle was net genoem die man, terwyl hy God gereject het God sy seun gestuur. En hy sacrifice sy eie seun om versoening te bring. En vandag sê God vir julle, né? Moenie te millennial raak nie. Dat ons voel as ons ry, jy moet jou eie lot uitwerk. Ons ry, sy is op jou eie. Ons ry, is fyn jou eie. God praat met jou, God praat met my. Dis jou ding met God. Nee. Want God is in partnership bring. Because as God ons in covenant bring, nee, staan ek soort van in my drie cirkel. Ek sê in die gesels daarin, maar ek is in 'n union. En God gee iemand vir jou hy gee jou die grace om in te tree. Sodat God die family kan sê. Sodat die naam herstel kan word. Moses se naam is nog een van die hoogste name. Nee? En alle gelowiges sal die naam Moses word. Boeddhas, whatever, Hindu, whatever, Muslim, whatever. Maar sy sal nie hoor van Sephora nie.
by sacrifice. Ek hoop julle is gevlees. Amen. Ek hoop julle kry die message. Amen. Kry julle die message. Amen. So vir oggend ek besluit, ja wat Pastor Frank kan nog kom met sy paarden weg. We gaan nou speel. Amen. As iemand, as een vrou wat voel, ik wil niet lang denken, als je voelt, je wil niet komen in zwaar. Maar ik heb een gebed nodig, ik heb een interventie nodig, ik heb een skill nodig om tussen die lijnen te lezen. Ik zie sometimes hoe mijn man in de nacht wakker schrikt, hoe mijn zoon weggelopen van zijn roeping, hoe mijn dochter, mijn stiefpa, whatsoever. En ik is bang, ik mis God. En ik is bang ook, als je God mis, gaan hij zijn destiny mis. Wil ik voor ogen intreden, als hij sacrifice. Wil ik je invite om samen niet te bidden. Maar als dan krijg je nog een zachte song wat ik ken, en die voor ons lang staat, een zacht speel. Als er iemand is wat gebed nodig heeft, kan die komen. Enige een wat gebed nodig heeft, word we sluit, word we sluit. Enige een wat